Experience the thrill of action and the power of reaction on our brand new and exciting Aksie met die Aksie program on Eden FM, Wednesdays between 2 and 3. Brace yourself for This is not a different channel. What you are hearing is real. This broadcast is live on Eden FM. We have intercepted the feed to talk to you about deepfake and the power problems to change your voice to be scammed. We are here to get your undivided attention until 3, so stay tuned as we uncover the truth on Aksie met die Aksie with Karen and Dion, only on Eden FM. provoking discussions and interesting guests. Here, we bring you the truth, black or white, no middle ground, delivering an electrifying radio experience like no other. Join us on the edge of your seat as we explore the dynamic interplay of action With reaction on Eden FM with Karen. and Dion. Stay tuned for the truth. En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is saam met ons op Eden FM. Ek is Dion. En ek is Karen. Goeiemiddag. Nou, dit is lekker om weer julle saam met ons in die ateljee te kan hê en luisteraars. Dit is wonderlik om hierdie dag saam te kan vat. En ja, dit was 'n fantastiese promo geweest het ons oor gaan gesels vandag, deepfakes. Ons het laasweek begin praat oor wat deepfakes is en wat dit behels. So luisteraars, ons gaan nou lekker ingaan, sommer wegspring met die verandering van voice scamming en wat dit behels in deepfakes. So wat is voice phishing? Is vandag se topic daarby. So Karen, kan jy vir ons sê wat is dit? Wat is voice phishing? Voice phishing, wat stemvissing is die gebruik van bedrieglike telefoonoproepe om mense te mislei, om hulle geld te gee of persoonlike inligting te openbaar. Dit is 'n nuwe naam vir 'n ou probleem, telefoonscamming. Phishing behels dikwels 'n misdadiger wat voorgee om 'n vertroude instelling, maatskappy of regeringsagentskap te verteenwoordig. Die gebruik van kunsmatige intelligensie-instrumente om stemme te kloon, het 'n heeltemal nuwe risikogebied vir beide maatskappye en individue bekend gestel. Ja, Jessie, en dit is so verskriklik, as mens vat oor wat als kan gebeur vandag. En ja, generative KI. Ja, dis General AI met ander woorde. Dis nou uit Afrikaans uit vertaal. Het 'n katalisator vir verandering geword wat nuwe maniere bekendstel om sake te doen, data te bestuur, insigte te versamel en inhoud te versamel. As hulle genade, hier frummel die tong op sommer. Hoogs bekwame tegnologie het dit 'n kragtige hulpmiddel in die besigheidsgereedskapskis geword, wat vinnige ontleding, ondersteuning en funksionaliteit bied. Die potensiaal van Gen AI word uitgebuit deur kubermisdadigers, wat dit vir kwaadwillige doeleindes ingespan het, soos byvoorbeeld om oortuigende vervalsings te skep en onrusbarend realistiese stem-scamming te pleeg. In 2019 is die tegnologie gebruik om die stem van die hub van 'n energiemaatskappy van die VK na te doen om 243 miljoen rand, of nie, rand nie, dollar af te pers. In 2021 is 'n maatskappy in Hong Kong met 25 miljoen dollar bedrieg. Hierdie aanvalle is nie net op groot maatskappye gemik nie, individue word ook geteiken. Voice clone scamming, so scams met ontvoering, versoeke vir geld van vriende of familie en noodoproepe is alles deel van hierdie scams wat moeilik is om op te spoor. Ons wil bietjie vir die luisteraars vra om vir ons in te WhatsApp op 060 505 2893. 2693. 2693. Sien? Die Ja, brulletjies asseblief. wil nie so mooi kyk nie. Van julle wat nou ingeskakel het, ons het laas ook begin gesels oor deepfakes en wat dit als behels en wat die moeilikheid is om 'n gesig te vat en videotegnologie daarvan te maak om jou te kan bedrieg met
vervalsing. En hierdie wat ons vandag gesels is presies die opvolg van dit, van wat met jou stem en enige ander persoon se stem kan gebeur om iets te laat klink en te manipuleer asof dit jy is. Ja, so ons wil nou hê luisteraars moet bietjie vir ons laat weet wie van julle het al onder so ietsie deurgeloop van mense wat jou bel. Ek weet, persoonlik het ek al op Facebook gesien van my Facebook vriende wat gesê het, hulle is vandag gescam en party mense het gesê, iemand het probeer om hulle te scam, maar gelukkig is hulle wakker en hulle kinders se stemme vir hulle gespeeld gesê, ma, ek het jou geld nodig, help my, hierdie mense het my gevang, of wat ook al, en dan moet daar geld inbetaal word. So ons wil graag hê die luisteraars moet bietjie meeleef vandag en vir ons WhatsApp en vir ons sê, wie van julle het al deurgeloop hieronder of weet julle van mense wat al daaronder deurgeloop het? Alles wat ons nog in gedek vandag gaan als presies oor die phishing gedeelte daarvan, soos e-mail phishings wat jy al gekry het ingeskam is, SMS'e wat jy al ingeskam is, klik hier, doen 'n link daar, maar deesdae wat hulle doen is om voices te doen. So ek gaan gou vir julle 'n klip speel vir 'n bietjie meer te verduidelik oor wat aangaan in vandag se tegnologie en alles wat ons oor gesels. Hoe versigtig jy moet wees. Absoluut. With just a few seconds of audio, new artificial intelligence software can clone a person's voice. As an actor, I pretend for a living. As an actor, I pretend for a living. And a scammer can make it say anything. The Federal Trade Commission issuing a recent warning that voice cloning technology is making family emergency scams more convincing. Just last month, several Oregon school districts warned parents about a spate of fake kidnapping calls. A recent global survey showed 1 in 4 people saying they've experienced an AI voice cloning scam or knew someone who had. I got a phone call from an unknown number, and so I pick up the phone and I say hello. And my daughter Brianna says, Mom, and she's crying and sobbing. Jennifer DeStefano says she was convinced her 15-year-old daughter Brianna had been kidnapped. And she says, Mom, these bad men have me. Help me, help me, help me. She fades off as the man takes over the phone and says, listen here, I've got your daughter. She says the scammer threatened to harm her daughter unless she sent him $1 million. How much did it sound like your daughter? It sounded, I never doubted it was her. I had a full conversation with her. It was the way she cries, it's the way she sobs, it was the way she would respond to me. Jennifer was able to connect with her husband, who confirmed Brianna was safe. After warning her friends and neighbors, Jennifer says she's heard about hundreds of similar incidents. Whether it was a kidnapping, whether it was an accident, you know, they were in jail, all these different types of scenarios. We're going to have a completely new group of scammers and threat actors. Wasim Khalid is CEO and co-founder of Blackbird AI. I saw that some of these voice cloning programs are as cheap as $5 a month, and you can take someone's voice off of a social media video, use AI, and make that voice say whatever you want it to do. Is that really happening? Yeah, absolutely. Yeah. I mean, that's basically the revolution in AI over the last 6 months. The key takeaway here is generative AI is going to be the catalyst to drive misinformation, disinformation, and warped realities further and faster than we've ever seen before. He says if you get a suspicious call about a family emergency, first authenticate the person by having them confirm information only you two would know. Have a private safe word for your family, and have someone else call your loved one's actual phone number. Because with AI, what you see and hear is not always what you get. Jennifer DeStefano spoke on Capitol Hill this week. She's hoping Congress can find ways to help regulate artificial intelligence. In the meantime, it is really up to us to take those extra steps to verify the identity of anyone who calls or messages us. And soon it's going to be even more convincing when scammers start using videos to chat with their victims. It's coming. This is terrifying. I like the idea that you said of having a safe word. Like if you don't hear that word, then it's not your kid. That's important. Exactly. So this is affecting families, regular people, but it's also something that's affecting companies. This is wild. We talked to Wasim from Blackbird AI. He says he's known of instances where companies are getting fooled. Employees are getting a call from who they think is their boss. Wow. Hey, I need you to make this wire transfer. I need you to authenticate, or approve this payment. Hundreds of thousands of dollars. So
companies are now having to really educate their workers, take a beat, make sure it really is your manager who's calling before you authorize these payments. Well, and you can understand back to the mother how panicky she was listening to who she thought was her daughter. And maybe you're not picking up on all the clues because your heart's beating, you're scared, and all those things. Exactly. And in her case, she told us her family had an incident with the kidnapping. So they were really on a heightened alert. But she said it was totally convincing. Yes. You know, like as a mom, you're like, I would know my kid's voice. She said she cries like her. She responded. It was an extended conversation. 4 minutes. Terrifying. Takes no time. Wow. Thank you, Vicky. Thank you. Ja, Jessie, dit is skokkend wat 'n mens deurgaan om so gescam te word met 'n mens se stem. Dis eintlik verskriklik. Nou ons gaan nou verder aangaan soos wat hulle nou gesê daarby, dit is heeltemal oor vandag se gesprek gaan en die scammers is ongelooflik slim. En dit sê Stefan Osler, die mede-stigter en sakeontwikkelingsdirekteur by Enclose. Deur gereelde beskikbare gereedskap aanlyn te gebruik, kan scammers realistiese gesprekke skep wat die stem van 'n spesifieke individu naboots deur slegs 'n paar sekondes van opgeneemde klank te gebruik. Terwyl hulle reeds individue geteken het wat aankope doen op platforms soos Gumtree of Bobshop wat altyd wat is die woord nou wat was die ek gaan nou jy is die online shopper. Ja. Bid or buy, dit was altyd bid or buy gewees. Sowel as wat betrokke was by vals ontvoering scamming, brei hulle nou hulle bedrywighede uit om hoë vlak beskieders te teiken met C-suit scamming. Dit is maklik om die potensiaal vir kubermisdadigers in te sien, in ag genome die aantal mense wat voice notes gebruik om vinnige instruksies aan 'n spanlid deur te gee of betalings te organiseer. Besige bestuurders gebruik dikwels platforms soos WhatsApp om mense boodskappe te stuur terwyl hulle bestuur of tussen vergaderings jaag, wat dit moeilik, indien nie onmoontlik nie, maak vir werknemers om te erken dat die boodskap vals is. Sjoe. 'n IT-administrateur kan dalk 'n voice note van hul bestuur ontvang wat 'n wagwoord terugbestelling, dis 'n password change versoek, vir hul toegang tot beskermde inligting, verduidelik Osler. Onbewus van die kwaadwillige bedoeling, gehoorsaam die administrateur dit en dis 'n wettige opdrag. In werklikheid verskaf hulle egter onbedoelde beskermde inligting aan 'n bedreigingsakteur, 'n scammer, nie? Hierdie inligting kan dan uitgebuit word om ongematigde toegang tot kritiese besigheidsinfrastruktuur te verkry en moontlik losprysware te ontplooi. Waar kom hierdie voice snippets vandaan? Van voice notes wat via platforms soos WhatsApp of Facebook Messenger gestuur is, sosiale media plasings en telefoonoproepe. Swendelaars kan verskeie metodes uitbuit, soos om oproepe met uitvoerende hoofde op te neem om deepfakes te skep of om stemmonsters of voorbeelde uit video's of plasings van individue se aanlyn profiele te onttrek. Ja, dit is skokkend wat die tegnologie in staat is en wat mense nou al in staat is om te doen om by jou persoonlike rekeningnommers en banke en selfone en alles albei in te kan kom, net te gebruik om 'n stemnota te verander. Ja, dit lyk altyd, ek sê altyd, die duiwel kom nie, of die vyand kom nie en sê, wow, ek's die vyand nie. It comes as an angel of light. So al hierdie tegnologie is baie lekker, dit lyk of soos ons vooruitgang beleef, maar daar is baie slaggate in die pad vir ons en nou moet jy baie meer verseker of seker maak van jou veiligheid en weet hoe om jouself te beskerm teen hierdie goedjies. Meeste mense is onbewus van wat aangaan in tegnologie, want mense sê, ons wil nie nuus kyk nie, want ons wil nie negatief beïnvloed word nie, ons wil nie dit nie, maar nou, ons het nodig om bietjie ons oë en ore oop te hou, sodat ons kan sien wat om ons aangaan, sodat ons onsself kan beskerm, want hierdie is nie grappies nie. Absoluut. En luisteraars is Karen Vrug en stuur vir ons op WhatsApp aan, tik vir ons 'n boodskap op 0605052693. Ons gaan gou vinnig op 'n musiekbreek gaan, en dan is ons nou weer terug. So bly ingeskakel hier saam met ons op Eden FM. Nou sy luisteraars, welkom terug hier so by ons. Ons het nou net Every Breath You Take van Chase Holfelder gespeel. En dit is maar deel van vandag se storie en gesprek. I'll be watching. Ja, I'll be watching you. Dis verskriklik. Dis 'n bietjie meer intens. Watching and listening. Dis 'n bietjie baie meer intens as die polisie
weergawe. Maar ja, net om julle idee te gee te maak. Ons is nie altyd net so nie, maar ons moet hierdie so tussenin speel om aandag te trek te wys. Daar moet 'n balans wees in die lewe. Ernstig en fun. Yes. Al twee in een. So ons maak dit daarom interessant. So kubermisdadigers het baie tegnieke tot hul beskikking om die kenmerkende stemidentiteit vas te vang van enige iemand wat hul lewens aanlyn gedeel het. Daarna gebruik hulle AI-tegnologie om hierdie opnames te manipuleer, wat dit laat lyk asof die persoon regstreeks praat tydens die oproep of die voice note. Ja, en wie van ons het nog nie 'n voice note gestuur nie? Ek is baie skuldig daaraan, want ek hardloop heeltyd rond en dan is ek besig en is net vir my baie makliker as om te tik. Dan stuur mense voice note. Absoluut, en dit is beslis die volgende vlak van kuberdreigings, sê Osler. Deepfake tegnologie sal net vaardiger word om slagoffers en organisasies wat oortree te verneek. Om hierteen te verdedig, moet organisasies verseker dat hulle werklik sterk prosesse en prosedures in plek het wat veelvuldige vlakke van verifikasie vereis, spesifiek vir finansiële of verifikasie-gebaseerde transaksies. So ja, daai is net om te wys dat wat jou stem, om ja, nee, om te sê wie jy is, wat hulle daarmee kan gebruik en te sê voice recognition. Ja, en Vodacom, seker MTN ook, het voice recognition vir jou password om in te kom by jou boodskappe en op jou telefoon. Dis nou die nuutste ding, hulle wil hê jy moet dit doen. Hou maar liewerste by jou eie password en los maar die voice recognition uit. Ja, nee, absoluut. Hy sê, maatskappye moet 'n duidelike geïdentifiseerde formele proses vir alle transaksies daar stel. Om slegs op 'n voice note van die CIO of CSIO staat te maak, behoort nie voldoende te wees om 'n wagwoord te verander, 'n geldige transaksie te verifieer of aan hackers toegang tot die besigheid te verleen nie. Dit is van kardinale belang om werknemers en enige gebruikers op te voed oor die ontwikkelende risiko's wat met hierdie bedreigings verband hou. As hulle bewus is van hierdie tipe bedrogspel, is dit meer geneig om 'n oomblik te neem om die inligting te verifieer voordat hulle 'n duur fout maak. Baie duur, een soos ons net nou gehoor het van $35 miljoen. Absoluut. Ja, dit is dit, en ons gaan nog by hoër getalle ook uitkom van wat al gebeur het en wat kan gebeur. Ja, better safe than sorry. Net so 'n paar oomblikke langer vat en dan dit verifieer. En maar ons gaan ook bietjie in diepte gaan van wat jy kan doen as so iets sou plaasvind met jou, dat jy eers die stappe kan vat om seker te maak jy stap nie net jy openbloot in 'n scam in nie. So maak altyd seker dat enige oproep of instruksie wat jy ontvang van 'n betroubare bron is. Dit is belangrik om dubbel seker te maak en te bevestig dat die kommunikasie wel van die beoog persoon is. Sluit Osler af. Kweek 'n nuuskierige ingesteldheid en bevraagteken die bron, of dit nou 'n oproep, 'n e-pos of 'n boodskap is. Deur dit te doen kan beide organisasies en individue beter voorbereid wees om hulself te identifiseer en te beskerm teen potensiële voice cloning scammers. Waarom jy 2 keer moet dink oor die gebruik van WhatsApp stemnotas is nou 'n bietjie laat vir my, maar nou ja. Wat begin het as 'n speelse kunsmatige intelligensie, AI, hulpmiddel om jou eie stem te herskep, het nou 'n donker kant. Al AI word vir ons onheilspellende middele gebruik. Tegnologie, vandag se tong is soos hierdie tegnologie storie vir my vandag. Tegnologiekundiges het 'n toename in generatiewe AI gesien wat 'n mens se stemme kloon, berig Business Tech. Gevolglik dring hulle aan op versigtigheid oor die gebruik van WhatsApp stemnotas en enige ander stemgeaktiveerde tegnologie, veral in besigheids- en werksomgewings. Mismiddelde gebruik van WhatsApp stemnotas. Generative AI, wat mense se stemme kan kloon, is 'n nuwe en kommerwekkende bedreiging vir diegene wat WhatsApp stemnotas en ander stemgeaktiveerde tegnologie gebruik. Misdadigers kan nou oortuigende vervalsings van jou stem skep en gevalle van misdadigers wat realistiese voice scamming pleeg, het opslae oor die hele wêreld gemaak. Al generative technologies
is gebruik om die stem van die uitvoerende hoof van 'n maatskappy van die VK na te doen om meer as 4.3 miljoen af te pers. Ja, net so is 'n maatskappy in Hong Kong met dieselfde tegniek met 631 miljoen bedrieg. Liewe aarde. Ja, En maar ons- dis nie net hoë profiel individue nie, nê? Nee, dit is nie. En ons het 'n vraag hierso van Anti-Monica, is daar nie iets soos alarmgeluide wat jy kan sê, scams wat jy op jou foon kan sit nie, net vir veilig te kan wees. Nou, ek weet Truecaller het 'n funksie, Anti-Monica, waar jy die oproep deurkom, dan wys hulle vir jou dit is 'n scam wat bel. So dit gee vir jou die kans om te sien wie dit is wie jou bel, en as hy in rooi is, dan kan jy hom dalk kanselleer of jy kan hom blok ook. So die notification om te sê is 'n scam. Op 'n e-pos het ek ook al gesien, hulle maak goeders van so aard, jy moet maar kyk wat die e-pos adres is wat dit vir jou aangestuur het, en dan op Google gaan te kyk search maar, ja. of dit reg is en of dit nie reg is nie. Maar waar die notifications inkom is, jy is self verantwoordelik om te aanvaar of jy dit wil doen of jy dit nie wil doen nie. So hulle het nou nog nie dit ingeskep om te sê dit is 'n sekere alarm tune wat deurkom as iemand jou bel of as jy 'n oproep ontvang of 'n SMS ontvang nie. So jy moet maar self daar in diepte ingaan, maar gebruik Truecaller. Dit is daar en dit wys vir jou presies as 'n robot call of enige scam maatskappye wil bel. Dit is al klomp mense gerapporteer om te sê dit is 'n scam, dit is fake. Dan gee dit dan vir jou die opsie om te kan sien, is dit reg, is dit nie reg nie. Ja, en doen ook asseblief die moeite as jy so 'n oproep kry om dit dan te rapporteer as 'n scam of 'n dreig oproep of so ietsie. Doen daai moeite as jy hom kry en hy's nog nie gerapporteer nie, want dis al manier ons hierdie ouens gaan vasvat. Absoluut. En nou om verder aan te gaan, dit is nie net 'n hoë profiel individu soos Karen genoem het nie. Scamming wat deur WhatsApp voice notes gepleeg word, sluit die volgende in: ontvoering, hoaxes en vals interaksies op handelsplatforms soos Gumtree of betalings te organiseer, versoeke vir wagwoorde of geld van vriende of familie en vals noodoproepe om iemand by 'n spesifieke plek te kry. Ja, kan ek jou net gou daar Jy kan. pla, né? Daai hoaxes en vals interaksie op handelsplatforms met Gumtree. Ons het verskriklik baie van dit hier in ons area ten opsigte van mense wat plekke adverteer, wat hulle uitverhuur. In die meantime is dit glad nie hulle plekke nie. So jy moet so versigtig wees, moet nooit vir mense geld oorbetaal, al sê hulle, ons weet almal, behuising en goederes is baie skaars hierso, maar normally if it's too good to be true, if it seems too good to be true, then it usually is. Nee? So doen maar jou navorsing en weet jy, ek voel what's meant for you will be for you. So as daai plek vir jou bedoel was, dan sal jy dit kry en as dit 'n scam is, moet jy dit uitvind en dan asseblief dit ook rapporteer op die pages waar dit geadverteer is of WhatsApp of op Facebook of aan die groep. Rapporteer dit dan aan die administrateurs sodat daai mense vasgevang kan word. Ja. Kommerwekkend, byna al hierdie scammers wat moeilik is om op te spoor. Swendelaars kan realistiese gesprekke skep wat jou stem naboots deur slegs 'n paar sekondes. En ons gaan dan praat, daai paar sekondes is 3 sekondes. Jy kan letterlik 3 sekondes van jou stem vat en hulle kan dit manipuleer om 'n minuut voice note uit te stuur waar dit klink presies soos jy. So opgeneemde audio te gebruik. Misdadigers het verskeie tegnieke tot hul beskikking om die stem vas te vang van enigiemand wat hul lewens aanlyn gedeel het. KI-tegnologie kan dan hierdie opnames manipuleer om die persoon enigiets te laat sê. So hoe kan jy jouself beskerm? Dit is nou waar dit nou fantasties raak. Vanuit 'n besigheidsoogpunt vereis 'n goeie verdediging 'n sterk multivlak verifikasieproses, veral vir finansiële transaksies. Om slegs op 'n WhatsApp stemnota van een individu te vertrou, behoort nie voldoende te wees om 'n wagwoord te verander of 'n geldtransaksie te verander nie. Persoonlik word jy beskerm as jy opgevoed is en op die uitkyk is vir sulke swendelaars. Dit is belangrik om bewus te wees van die risiko's van stemgeaktiveerde tegnologie. Neem 'n oomblik om al hierdie inligting te verifieer voordat jy iets doen waaroor jy spyt sal wees. Ja, soos ek net nou gesê het, net daai ekstra minuut, vat dit. Better safe than sorry, right? Regtig. En dan kan jy jouself skop, maar dan is dit te laat. Nou, Hillsborough Country, die Better Business Bureau waarsku oor 'n moontlike telefoonbedrogspel wat deur die
Tampa Bay. Ja, Tampa Bay. Dit klink beter as in Afrikaans. Tampa Bay omgewing gaan. Dis hoe dit werk. Jy antwoord die telefoon en hoor die woord. Jy hoor die woorde. Ek gaan jou gou sommer inval daar. So dit is nou waar jy presies enige oproep kan kry waar dit 'n scam oproep kan wees en in die gedeelte wat ons al gepraat het, sorry Karen, ek van so is sy gaan nou verder verduidelik. As jy enigsins iets sê, maar hulle soek 'n woord van jou af. Ja. So dis waar hierdie ingaan. So jy antwoord nou die telefoon en jy hoor die woorde. Kan jy my hoor? Die BBB het gesê om 2 keer te dink voordat jy net ja sê, want jou antwoord kan aangeteken word. Dit is geen nuwe bedrogspel nie. Die BBB het gesê dat hulle die eerste keer in 2017 daarvan bewus gemaak is, maar nou maak dit nog 'n ronde. Al 6 jaar lank al. Onlangse stories van wat staan hier? ABCA, actionnews.com. Hulle sê met hierdie soort oproepe hou dit blykbaar verband met robocalling. Dit is 'n outomatiese stelsel wat massaskakelings na baie verbruikers doen. En dit is 'n rekenaar outomatiese stem wat daardie vraag vra. Dit kan wees, kan jy my hoor? Dit kan wees om te bevestig wie jy is. Wat hulle probeer doen is om jou aan te spoor om ja te sê. Die BBB het gesê dat dit op jou stemtoon is wanneer jy op 'n oproep van 'n onbekende nommer af beantwoord. Nou is die eintlike vraag, wat kan hulle doen met jou stem wat ja opgeneem is? Wat is die bekommernisse is dat die scammers of bemarkingsmaatskappye daardie woord ja kan gebruik om te identifiseer dat jy ingestem het om vir 'n soort program aan te sluit of jou kredietkaart of dalk jou selfoonrekening te hef. So hulle manipuleer daai ja om te sê en enige struktuur het jy ja gesê, jy toestemming gegee, dis waaroor die woord ja gaan. Ja, kan ek net gou ietsie inchip? Onthou jy so rukkie terug het ek gekyk op 'n online stelsel en kyk bietjie as jou kredietkaart of jou kaartbesonderhede dalk al reeds online ergens gesave is. Want hierdie het met my gebeur, ongelukkig. Het ek gaan kyk op 'n spesifieke webpage en ek het net die goeders gelike en my hartjie daarby gesit en ek het 'n e-pos gekry wat vir my gesê het hulle wag vir my om my order te confirm en ek het dit toe nou geïgnoreer want ek wou niks bestel daar nie, ek het dit nou net op die wishlist gesit. Toe ek weer sien, toe word my, wat is my die oorseese rekening, die PayPal rekening gedebiteer, sommer met R1000, baie dankie. Ja. So weg is daai R1000, ek het dit gerapporteer aan PayPal, maar dit het nie gehelp nie. Hulle het gesê, ja nee, wat ook al legit, jy moet dit met die ouens uitsorteer, en daai ouens bestaan nie. So kyk baie mooi op watter pages jy goedjies gaan like, en dat jou kredietkaart en jou kaart besonderhede nie daarop is nie, want as jy ietsie daarop gelike het, dan kan jou geldjies weg wees. Yep, en dit is die moeilikheid. Maar nou om die waar dit inkom om jouself te beskerm. So, nou dis die groot vraag. Oxley het gesê moenie enige oproepe van onbekende nommers af beantwoord nie. As jy wel die foon optel en jy word gevra om met ja te antwoord, hang of op of vra 'n vraag terug. So as jy 'n ongevraagde oproep ontvang, moet jy bereid wees om te sê, mag ek vra wie bel? Waaroor gaan hierdie oproep? En nie op hul vraag aan jou reageer nie, het hy bygevoeg. As dit bekend klink en dit het met jou gebeur, het Oxley gesê, dit is nie nodig om paniekerig te raak nie. Hy stel voor dat u ywerig u kredietkaartstaat en telefoonrekening nagaan om te verseker dat daar geen ongemagtigde heffings was nie. As jy 'n oproep soos hierdie ontvang, rapporteer dit by die BBB scam trackers. Nou, jy het gesê, ons het ander details waar mense in Suid-Afrika hierso dit kan rapporteer, nee, ons sal dit net nou gegaan. Dis reg, ja, waar die hulplyne is. So kry so lank is. die pen en papier reg, sodat jy dit kan neerskryf en ergens op jou foon save, sodat jy dit het as jy vermoed dat so ietsie met jou gebeur het, of dit in die toekoms dalk met jou gebeur. Ja, luisteraars, ons gaan gou weer vinnig op 'n musiekbreek gaan. So enetjie weer tussenin. Maar stuur vir ons 'n WhatsApp na 0605052693. Vra vir ons 'n vraag rondom voice phishing of as iets al soortgelyks met jou gebeur het, stuur dit vir ons aan. Vertel ons bietjie daarvan, kry jou koppie tee, kry jou pen en papier handig. Asseblief, en dit sal lekker wees om van julle te hoor.
Ons is nou weer terug by julle luisteraars. As jy luisteraars, dit was Torches van Daughtry gewees. En ons gaan nou maar vinnig deurgaan met ons. Ons het nog so 'n bietjie inligting met julle te deel voor ons die 3 uur stryk. So Karen. So goed, ons gaan sê as jy 'n telefoonoproep van 'n onbekende nommer af beantwoord, laat die bellers eers vra wie ook al aan die ander kant van die lyn is, kan brokkies van jou stem opneem en dit later gebruik om jou op 'n baie oortuigende manier na te doen. Dis volgens die Federal Trade Commission wat verbruikers waarsku om op te pas vir kunstenaars wat nie geheim mense se stemme opneem om later as hulle voor te doen en slagoffers se familie vir geld te vra. Nou daar het so 'n scenario gebeur met KI aangedrewe gereedskap. 'n Instrument wat die sagte ware maatskappy in Januarie gedemonstreer het wat teks na spraak omskakel. Wel, is nog nie vir die publiek beskikbaar nie, maar ander maatskappye soos Resemble AI en 11 Labs maak soortgelyke gereedskap wat wel is. Deur 'n kort voorbeeld van enige iemand se stem te gebruik, kan hierdie tegnologie geskrewe sinne akkuraat omskakel na klank wat oortuigend klink. Jy kry 'n oproep. Daar is 'n paniekbevange stem op die lyn. Dit is jou kleinseun. Hy sê hy is in die moeilikheid. Hy het die motor verwoes en in die tronk beland. Maar jy kan help deur geld te stuur. Jy haal diep asem en dink, jy het al die grootouers swendelary gehoor, maar verdomp, dit klink net soos hy, het Elvira Puig, spesialis vir die verbruikersopvoeding op die agentskap se webwerf geskryf. Al wat jy nodig het is 3 sekondes. Misdadigers gebruik wyd beskikbare voice cloning instrumente om slagoffers te mislei om te glo dat hulle geliefdes in die moeilikheid is en vinnige kontant benodig, sê die kenners. Al wat dit vereis is 'n kort snip van iemand se stem wat soms op die internet beskikbaar is, of as dit nie is nie, kan versamel word deur 'n spam call op te neem, plus 'n voice cloning toepassing soos 11 Labs se KI spraaks agentware Voice Lab. Ja, so moenie die stem vertrou nie. Bel die persoon wat jou kwansies gekontak het en verifieer die storie. Gebruik 'n telefoonnommer wat jy weet hulle sin is. As jy nie jou geliefde kan bereik nie, probeer om met hulle in aanraking te kom deur 'n ander familielid of hulle vriende. Hoe om jouself te beskerm met slegte akteurs wat stemklonings sagte ware gebruik om stemme na te boots en misdade te pleeg, is dit belangrik om waaksaam te wees. Eerstens, as jy 'n oproep van 'n onbekende nommer af beantwoord, laat die beller eers praat. As jy soveel sê as hallo, wie is dit? Hulle kan daardie audio monster gebruik om jou na te doen. Farad het gesê hy antwoord nie meer sy foon nie, tensy hy 'n oproep verwag. En wanneer hy oproepe van vermeende familielede soos sy vrou ontvang wat aflyk, vra hy haar vir 'n kodewoord waarvoor hulle ooreengekom het. Ja. Nou spreek ons dit self verkeerd uit, as ons vermoed dat iemand anders dit weet, het hy aan CBS Money Watch gesê. Dit is soos 'n wagwoord wat jy met niemand deel nie. Dit is 'n redelike maklike manier om dit te omseil, solank jy die nodige rede het om te vra en nie paniekerig te raak nie. Dit is 'n lae tegnologie manier om 'n hoë tegnologiese kwessie te bekamp. Die FTC waarsku ook verbruikers om nie inkomende oproepe van onbekende partye te vertrou nie en raai mense aan om oproepe wat gebeur dat hulle van vriende en familielede afkomstig is op 'n ander manier te verifieer, soos deur die persoon op 'n bekende nommer te bel of dit uit te reik aan die gemeenskaplike vriende. Boonop, wanneer iemand vir betaling via EFT, geskenkbewyse of kriptogeleentheid vra, kan dit ook rooi vlae wys. Scammers vra jou om geld te betaal of te stuur op maniere wat dit moeilik maak om die geld terug te kry, het die FTC gesê. Nou goed, wat doen jy as jy in so 'n geval beland en met wie kan jy in kontak kom? Kontak jou bank. As die phishing poging jou bankrekening of persoonlike finansiële inligting behels, kontak dadelik jou bank se amptenare by die kliëntediensnommer, nie die nommer wat deur die potensiële scammer verskaf is nie, hoor, om die voorval aan te meld en dan hul leiding te soek. Die SAPD, Suid-Afrikaanse Polisie, jy kan phishing pogings by jou plaaslike polisiestasie ook, hulle kubermisdadigheidseenheid aanmeld. Hulle kan jou lei oor hoe om die voorval amptelik aan te meld en toepaslike stappe te neem. Skakel die hulplyn by 10111. Suid-Afrikaanse Bedrogsvoorkomingsdiens. Hulle verskaf hulp met die voorkoming en opsporing van bedrog. Jy kan voorvalle van phishing
aanmeld by hulle en ook hul dienste gebruik om te verifieer of jy met 'n potensiële bedrogspel te doen het by die hulplyn 011 867 2234 011 867 2234. Nou telefoondiensverskaffers. As jy glo dat jy phishing oppoging deur 'n telefoonoproeper uitgevoer is, kan jy ook jou telefoondiensverskaffer kontak om die voorval aan te meld en hulp te soek soos MTN, Vodacom, Cell C ensovoorts. Portale vir aanmelding van kubermisdaad. Sommige lande het aanlyn portale om kubermisdade aan te meld, insluitend die phishing poging soos by die volgende webwerf in Suid-Afrika, cybercrime.org.za se webtuiste. En bly ingelig altyd. Leer jouself oor algemene phishing taktieke en maniere om potensiële scammers te identifiseer. Hierdie kennis kan jou help om sulke pogings in die toekoms te herken en te vermy. Ja, cybercriminals can use generative AI. Dit is wat nou in die koerante is. Ons George Harold en ons Neisner en Plet Harold, to clone your voice. All they need is 1-minute voice note and they can send voice instructions to scam people out of money. Now, do you send voice notes? Hulle het nogal die meningspeiling gedoen en in George het 18.32 mense gesê ja en sommige mense 40.46 mense het gesê soms en 41.22 mense het gesê nooit. Julle is die veiligste. In Neisner het 23.33 mense gesê ja, 13.33 soms en 63.33 nooit. So ja, as jy nog nooit 'n voice note gestuur het nie, is jy seker maar veilig. Maar ons is bietjie onveilig. Ons is op die radio. Ja, kyk, as jy ek wil bys as jy in elk geval vat om 'n voice note te stuur, die maklikste gaan wees as jou voice note versprei word as jy dit stuur vir iemand wat jy nie vertrou nie. Dis waar dit inkom. Baie keer join jy 'n groep waar jy nie mense ken nie en die admin het nie hulle specs afgesit sodat jy net die admins kan post nie en dan die probleem kom op dat daai voice note gestuur word deur mense wat by nommers opgesit het wat jy nie weet nie en wat oorsee is. En dis waar die moeilikheid lê. Sure. So ons hoop luisteraars, ons het julle nou 'n bietjie gehelp en hopelik van potensiële scamming gered en dat julle oë en ore bietjie oop sal wees of oper sal wees in die toekoms wanneer jy 'n telefoonoproep kry of 'n WhatsApp voice note wil stuur ensovoorts. Baie dankie dat julle julle tyd met ons gedeel het vanmiddag en ons hoop julle geniet julle koppie tee hier. Net voor ons gaan, wil ons net gou vinnig weer vir julle herinner. Crawlers and Crowns het hulle Eden Baby Little Mr and Miss Eden SA kompetisie aan op die 2de September. Dis 'n baie lekker fun kompetisie en die tema is Magical Forest. So dis oop van kleintjies af van geboorte af. Dan is dit 0 tot 11 maandjies, 1 tot 3 jaartjies, 4 tot 6 jaar en dan 7 tot 12 jaar. Dis nou vir seuns en meisies. En daar's baie lekker pryse, pragtige krone en sashes en lekker dingetjies om te wen en dan ons eerste 2 plekkies in elke kategorie staan dan ook 'n kans of hulle gaan dan word dan geskout om deur te gaan na Amerika toe met Pageants America. So Nou dankie luisteraars. Dit was baie lekker om met julle te gesels. Hoop julle kon hierdie goed ervaar en tot volgende week. Ons groet julle van die Aksie met Reaksiespan uit Mossel Bay. Ek is Dion en ek is Karen. En goed gaan en geniet julle dag verder saam met die Afternoon Drive met Jason. Baie julle